dit verstom my partykeer hoe min mense weet van die geesdimensie. Terwyl eintlik die grootste deel van menswees is ons geesdimensie. Maar nou moet ons ook verstaan dat daai geesdimensie met die sondeval eintlik dood gegaan het, ja, eintlik maar oneffektief geraak het. En ons deur ons siel begin leef het, amper soos diere. Jy weet, 'n dier het ook 'n gees, maar hy het nie 'n gees soos 'n mens waarin God kan woon nie. So ons gees is deel van ons samestelling. Toe God ons gemaak het in die begin, het hy gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. So daar was 'n beeld gewees, en daai beeld was Christus gewees. Hy was die prototype waarvolgens God ons geskep het. En Adam en Eva het deur die gees, in die gees geleef, en daarom was hulle goddelike wesens genoem, weinig minder as God gemaak. So, wat ek vanmôre wil met julle praat is, hoe daai gees, ons geesdimensie, hoe belangrik dit is in ons lewens, dat ons sal weet, dit is nie net 'n bietjie kerk toe gaan, of 'n bietjie Bybel lees, of 'n bietjie bid, of daai ding. Dis eintlik 'n werklike dimensie. Dit is 'n dimensie waar daar engele is. Dis die dimensie van God. Dis die dimensie waar Jesus is, en die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar daai dimensie is nie net in die hemel nie, dis ook hier op aarde. En dis wat Jesus gekom het om vir ons, as die laaste Adam. Hy sê die eerste Adam was 'n lewendmakende siel. Hy sê dit in 1 Korintiërs 15, sê Paulus dit. Lewendmakende siel, so hy het 'n siel gehad wat gebly leef het. Jou siel is jou verstandslewe, is jou vleeslike lewe. En die mens het begin alles wat hy doen in daai vleeslike dimensie doen. So, en party mense sal spottenderwys daarna verwys en sê, ja, maar jy moet nie so heavenly minded wees dat jy earthly no good is nie. En eintlik is dit die dimensie wat eintlik saak maak, want alles begin in die gees. Alles begin in die hemel, begin met God. En so was dit in die begin, en so was dit toe Jesus weer gekom het. En dis wat Jesus gekom het om met ons te deel. So ek gaan my PowerPoint met julle deel, en dan gaan ons gou kyk na die skrifgedeeltes wat ons vanmôre gaan doen. Ok, ek gaan nou opkom. Nou sê, ok. Wil hom net start. Ok, so laat ek net hom 'n bietjie groter maak as hy. Ok. Johannes 1 vers 40. Nou, dit is toe Jesus die eerste disippels begin roep het. En daar 2 disippels na hom toe gekom en vir hom gevra, waar woon u? En dan sê Jesus vir hulle, hy sê vir hulle, kom kyk. En op 'n ander geleentheid het een disipel, Filippus, ook daar in Johannes 1, vir Nathanael gesê, ons het die Messias gevind. Die Messias sou die een wees wat alles kom nuut maak het. Dit is wat die Jode verwag het. So, maar hulle het 'n fisiese, hulle het 'n koning verwag wat 'n koninkryk, 'n aardse koninkryk gaan kom stig. En eintlik nie 'n geestelike dimensie kom openbaar nie. En as ons nou gaan na die volgende slide, dan sê hy, Nathanael sê vir hom, kan daar iets uit Nasaret goeds wees? Kan daar uit Nasaret, dis waar Jesus gebore is, iets goed wees? En Filippus antwoord, kom kyk. En wat ek vanmôre vir u wil sê is, kom kyk saam met my na hierdie geesdimensie. Kom beleef dit vanmôre, kom sien dit, dat jy is nie net 'n stuk vleis nie, met 'n hart en met 'n siel nie, maar jy is vanmôre, jy het vanmôre en ek het vanmôre 'n geesdimensie, 'n dimensie wat met God kan ontmoet, 'n dimensie wat met God kan wandel. Hy sê, en Jesus sê vir hom, glo
omdat en toe kom Nathanael na Jesus toe en Jesus sê vir hom, ek het jou onder die vyeboom gesien. Hy sê, maar jy sal groter dinge sien as dit. Nou, daai groter dinge, daai groter dimensie, dit is wat Jesus vir ons kom wys het. En dis waaroor Johannes die disipel van Jesus geskryf het, oor die arend. Die arenddimensie, nie die hoenderdimensie. Die hoenderdimensie is die sielsdimensie. Die arenddimensie is om te sweef in die heerlikheid van God. En hy sê voorwaar. Nou kyk wat sê Jesus hier. Hy kondig 'n nuwe dimensie aan. Hy sê vir Nathanael, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien. Nou as dit nie die geesdimensie is nie, en engele van God wat opklim en neerdal op die seun van die mens. Hy sê, en hierdie seun van die mens, nou, hy gaan nou vir die wys, hy word genoem seun van die mens, maar ook seun van God. Hoekom seun van die mens? Want die mens het uit hom uitgekom. Hy was die eerste seun van God. Die mens is uit hom uitgebore in die eerste skepping en in die tweede skepping met die wedergeboorte. Hy sê niemand het ooit God gesien. Daar is nie iemand wat God ooit gesien het. Hy sê maar die enige gebore seun. Nou ek wil hier moet kyk na hierdie woordjie enige gebore seun. In die Grieks is dit monogenes. Onthou jy wat ek vir laaste keer vir u gesê het, dat as jy weergebore word, is jy gegenomai, en daai genomai kom van genes, jou gene word nuut gemaak. Hier praat hy van die enige gebore seun. Daai monogene wat hy hiervan praat, is die eerste gene waaruit alles ontstaan het. Alles wat op hierdie aarde leef het uit God se gene gekom. Wat in die boesem van die Vader, so hy sê, waar kom hy vandaan? Hy sê, ek kom uit die hart van die Vader, en ek het hom kom verklaar, want wie is die koning van daardie koninkryk, van daai geesdimensie? Die Vader. Hy sê, ek het hom aan julle kom openbaar, in hierdie geesdimensie. So die Vader woon vanmôre in hierdie geesdimensie, en Jesus sit aan sy regterhand, en dis wat hy vir ons kom, hy het gesê, kom kyk, en ek wil vanmôre vir julle sê, kom kyk saam met my, na hierdie geesdimensie, en moenie dink, dis net ietsie wat ons, dis nou kerk, of dit is heeltemal anders, dis die grootste dimensie wat daar is hierdie geesdimensie, dis die dimensie van die Heilige Gees, so, en Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. Hierdie gebly beteken to abide. Die Gees het in hom kom woon. Hy verwys nou na Jesus. Dis hoe Johannes die Doper geweet het, hy is die Messias. Hy is die lam van God. Hy sê, ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het, dis die Vader, om met water te doop, het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly. Dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Hy sê, hierdie Jesus het die Gees met volheid ontvang. Daarom is hy die seun van God. Maar hy sê, hy doop ook met daai selfde Heilige Gees. En dan sê hy in Engels, and saw and bear record that this is the Son of God. Sien, dis wat hom die seun van God maak, is die Gees, wat die geesdimensie, of die Heilige Gees, wat in hom kom woon het. En dan sê hy in Johannes 1 vers 14, daai wonderlike vers wat ek laasweek vir u gesê het, die woord het vlees geword. Christus het in ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Hy sê, kom kyk na hierdie heerlikheid. Die heerlikheid soos van 'n enige gebore, daar sê hy weer, die gene, die eerste gene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hier is die dimensie van die Heilige Gees, dat ons het die gene van God, en daai gene het korrup geraak, maar Jesus het gekom om daai gene weer nuut te maak. En weet jy, ek dink in die week, en ek bid en ek vra vir die Here, wanneer
is die gene van God nuut gemaak in my lewe. En hy sê vir my, die Gees van die Here sê vir my, toe jy 11 jaar oud was, het jy my ontmoet. En as jy vervul met die Heilige Gees, en toe het jy geweet, en toe dink ek terug, ja, dis toe ek die gene van God weer ontvang het, toe ek wedergebore is, en ek geweet het, dat ek weet, dat Jesus lewe. Dit was een van die wonderlikste ervarings in my lewe, om nie net te glo nie, maar om te weet, dat Jesus is 'n werklikheid. Dit het gebeur toe ek 11 jaar oud was. En Jesus antwoord voorwaar. Hy kom en hy praat met Nikodemus, ons het verlede week ook 'n bietjie daaroor gepraat, en hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie. Watergeboorte is ons vleeslike geboorte. Hy sê, maar die geesgebore, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou, wat is die koninkryk van God? Dis hierdie geestelike dimensie, waar God koning is, en waar ons saam met hom kan regeer, en dat ons in daai dimensie ook kan leef, nie net soos hoenders op hierdie aarde nie, maar soos arende, saam met hom in die heerlikheid kan sweef. Hy sê, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. So hier praat hy oor die twee dimensies, en dit gaan daaroor, jy weet, ons moet in die vlees ook wees, jy kan nie net in die gees wees nie, want ons is nog op die aarde, ons voete is nog op die aarde, maar ons het toegang tot die geesdimensie. Ons kan na die Vader toe gaan, die gordyn, die gordyn wat daar was tussen ons en die Vader is geskeur toe Jesus gesterf het, en ons kan in die geesdimensie lewe. Hy sê, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Daai weergebore beteken, die Griekse term daar is om van bo af, uit die hemel uit, gebore te word. Jy word uit die hemel gebore. En dan sê Nikodemus, maar ek verstaan dit nie eintlik nie. Jesus sê vir hom, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hy sê, die Heilige Gees is soos die wind. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie regtig waar kom hy vandaan op, want hy kan enige oomblik verander. Daai geesdimensie is iets wat ons nie altyd verstaan nie. Hy sê, maar as jy weergebore is, hy sê, so is elkeen wat uit die gees gebore is. Jy ken 'n ander dimensie, jy stap in 'n ander dimensie in. En Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En dan verduidelik Jesus vir hom. Hy sê, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? So wat ons mee besig is, mense, is nie met die aardse nie. Ek meen, ons het genoeg van die aardse wysheid en van die aardse dinge en alles wat daagliks om ons aangaan. Maar ek wil u vanmôre sê, kom kyk, daar is 'n ander dimensie, 'n dimensie van rus, 'n dimensie waar God ons wil help, 'n bonatuurlike dimensie, wat dinge op 'n bonatuurlike manier doen. Want ons is so in ons eie vlees, so sterk baie keer in ons eie vlees, dat ons wil alles doen. Maar kom ons sterf 'n bietjie vir daai vleeslikheid. Kom ons maak kruisig bietjie daai vlees, sodat die gees in ons, daai hemelse lewe in ons meer kan word. Ons hoef nie te wag om hemel toe te gaan nie. Ons leef al reeds in daai hemelse heerlikheid, en dis wat Paulus sê. Hy sê ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Hy sê niemand het opgevaar in die hemel behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het nie, die seun van die mensie, wat Jesus vir ons kom wys het. Hy sê wat in die hemel is. Hy het vir ons kom wys, jy kan op die aarde bly, want hy was op die aarde toe hierdie vir hom gesê is, maar jy kan ook in die hemel, in daai hemelse dimensie ingaan. En dis waarvan ek u wil bewus maak. Ek glo dis my bediening om mense bewus te maak van hierdie geestesdimensie, sodat ons lewens kan verander van net, jy weet, bietjie kerk toe gaan, bietjie Bybel lees, bietjie bid en so, dat ons sal weet, ons kan in hierdie dimensie lewe.
Hy sê, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog. Hy verwys na sy sterwe en sy opstanding. 'n nuwe dimensie het gekom. Hy sê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So die oomblik as jy in hom glo, dan kom daai ewige lewe, daai ewige gene van God in jou, en jy raak lewendig in jou gees. En daai gees is dan die belangrikste deel van ons lewe. Hy is die een wat ons moet bestuur. Ons bestuur uit daai geesdimensie, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore, daar's daai weer, sy gene, die gene waaruit alles gebore is, monogenes, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy hoef nie te wag tot jy sterwe, om uit te vind, jy het die ewige lewe of jy het dit nie. Jy kan nou weet, dis 'n wete nou, dat jy is gebore, jy het 'n geestelike gebore, en jy leef in 'n geestesdimensie. Nou, hoekom is dit so belangrik? Want jy het toegang deur die Gees. En hoe kry 'n mens dit? Hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat glo is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore, die gene van God, in die enige gebore seun. Daar sê hy weer. Jy sien, hy sê, dis nie God wat ons oordeel nie. Ons bly eintlik, ons is klaar veroordeel deur ons sondeval. Maar as jy glo, dan kom jy in daai nuwe lewe in, en dan is jy nie meer onder veroordeling nie. Dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. En dit is waar, dat as 'n mens hierdie wêreld so lief het, en die duisternis so lief het, dan wil jy nie in hierdie goed, jy stel nie belang in hierdie geesdimensie nie. Hy sê, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig, dat sy werke nie bestraf word nie. Want as jy in daai dimensie kom, dan besef jy hoe sondig is jy, en dat jy die Here nodig het, en weergebore moet word. En dan, hier is die tweede laaste slide, wat ek met u deel vanmôre is, Johannes 3 vers 27, Jesus sê, 'n mens kan niks aanneem, as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Hier sien, hy praat oor 'n ander dimensie. Hy sê, ek kom uit daai dimensie. En 'n mens kan niks aanneem as jy dit nie uit die hemel ontvang nie. Julle self is my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Is eintlik Johannes wat dit hier sê. Hy verwys dat Jesus kom uit die hemel uit. En dan sê hy wat die bruid het, is die bruidegom. Nou verlede week, toe ons gepraat het oor die woordjie ginomai, wat beteken om uit God gebore te word, en God se gene weer te kry, was een van die betekenis van ginomai, was bruid. En nou kom Johannes en hy sê, ek sien hom as die bruidegom, en hy die bruid, maar die vriend van die bruidegom, dis Johannes, staan en luister, verbrei hom baie oor die stem van die bruidegom, so dan is hierdie blydskap van my volkome. So wat sê Johannes hierso? Wat sê Johannes die Doper? Hy sê, hy's meer as net die Messias, hy's die bruidegom, wat gekom het om vir hom 'n bruid bymekaar te maak. En ek verbly my oor die stem van die bruidegom. Dis die grootste eenheid van die Gees wat daar kan wees. As Paulus skryf ook daaroor, hy sê, Christus is ons bruidegom. En hy sê, ons het een gees. Ons is gees van sy gees en vlees van sy vlees. So stel Paulus dit in Efesiërs 5. Hy sê, ons is een met hom. Ons is die bruid van Christus. Daai geestesdimensie is 'n bruid en 'n bruidegom. Is 'n intieme verhouding met die seun van die mens, met Jesus, en die seun van God. Hy sê, hy moet meer word en ek minder. So hoe meer jy in daai dimensie in beweeg, dan besef jy, maar eintlik moet ek minder word. Die vlees moet minder word, en die bruidegom moet meer word.
Hy sê, want hy wat van bo kom is bo almal, wat die aarde is aards, so daai dimensie van die aarde, en praat uit die aarde, maar hy wat uit die hemel kom, is bo almal, hy is die bruidegom, wat sy bruid kom bymekaar maak. Halleluja, ons is deel van daai bruid, daai geesdimensie. In die gees is ons die bruid van Christus. Halleluja, en hy gaan kom vir sy bruid. En dan sê Johannes, hy sê, wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit, dat God waaragtig is. So seker is hy. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Want God het hom die gees, gee hom die gees nie met mate nie. Sien, die volheid van die gees was in Jesus, daai geesdimensie. En hy kom woon dan binne in ons, en ons is dan sy bruid. Hy sê die Vader het die Seun lief, het alles in sy hand gegee. Hy wat die Seun glo, wat in die Seun van God glo, kyk wat sê hy, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, want die toorn van God bly op hom. En hier is my laaste slide. Die hoër wet is die geesteswet. En dit is so dat daar's wette wat laer is as ander. So 'n hoër wet, 'n wet wat hoër is, vervang altyd die laer wet. Wat bedoel ek daarmee? Hier sê Paulus in Romeine 8, hy beskryf hierdie van ons van die vlees en die gees. Hy sê daar's nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus, sien daai in hom is, daai intieme verhouding, in hom en hy in my. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So, 'n Christen kan nog steeds baie in die vlees wandel en min in die gees. Hy sê, maar dan is daar partykeer daai twee stryd, want die gees en die vlees staan teenoor mekaar. En dan kom hierdie mooi versie wat ek nou vanmôre vir u wil beskryf. Hy sê, want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus. Ek wil dit weer sê, want die wet van die gees, dis die hoër wet, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou ek wil dit vir u so beskryf. Ek het een keer lang terug, een van die eerste kere wat ek gevlieg het was met 'n Boeing 737. En dit was, ek dink, een van die eerste kere wat ek in 'n vliegtuig was. Ek was nog baie jonk. En toe hierdie vliegtuig so op die aanloopbaan loop, en hy gaan staan daar waar hy moet wegtrek. En nou wag ons, dat die aanloopbaan, die ligte moet aankom, die groen ligte moet aankom, en hierdie aanloopbaan word verlig. En die volgende oomblik, toe start hulle daai turbines, en jy voel daai geweldige krag wat daai goed uitstoot. En daai hele vliegtuig begin bewe, en die kaptein praat oor die radio, en hy sê, hierdie vlug, ek kan nie mooi meer die feite onthou nie, maar hy iets sê van, hierdie vliegtuig weeg 39 ton. 39 ton met al die mense en al die gewig. Nou die wet van swaartekrag sê, dis onmoontlik om te vlieg. Dis onmoontlik om te vlieg. Maar daar's 'n ander wet, the law of lift, wat uitgevind is deur twee broers, die Wright broers, wat uitgevind het, as jy 'n vliegtuig, en hulle het maar, ek dink, gekyk na 'n arend, en gekyk na sy vlerke, as jy 'n arend se vlerke kan namaak, en dis wat 'n vliegtuig vlerke is, se vlerke van 'n voël, wat nagemaak is. En as daai vliegtuig, toe sê hierdie loods, as hierdie vliegtuig, om te kan opstyg, moet hy omtrent, ek dink 220 of 240 kilometers per uur hardloop. Daai turbines stoot hom teen daai spoed, en dan die vlug, die vlerke, maak daai law of lift, dat daai vliegtuig in die lug kan ingaan. En daai vliegtuig het gestaan, en hy het gebewe, toe hulle hierdie turbine start. En die Here sê vir my in my hart, dis soos die gees van die lewe in Christus Jesus is. En die volgende oomblik, toe trek daai ou daai brieke los, en daai vliegtuig
is soos 'n pyl uit 'n boog uit. Hardloop al vinniger, al vinniger, al vinniger, al vinniger, al vinniger. In die volgende oomblik, toe voel ek daar lig ons. En toe ek so terugkyk, toe is die grond daaronder. En daai ervaring van om te kan vlieg, en dit bly vir my nog 'n menslike wonderwerk. Daai ervaring is so wonderlik. Daar gaan jy. Jy's soos 'n arend. Jy's vry soos 'n arend. En dis wat Paulus hier sê, die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die wet van sonde en die dood sê, ons gaan doodgaan. Dis die laarwet. Die wet van die sonde sê, ons gaan almal doodgaan. Maar die wet van die gees in die lewe in Christus Jesus is die hoër wet wat daai wet vervang het. En daai hoër wet is die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus wat ons vrygemaak het. Ons is arende, halleluja. Ons is arende, ons kan soos 'n vliegtuig saam met die Here in hemelse dimensies sit, saam met hom wandel, ons kan met hom praat, ons kan met hom gesels en hy kan met ons praat, ons kan sy stem hoor, ons leef nie meer, ons bid nie meer teen die plafon vas nie, ons bid deur tot in 'n hemelse dimensie, in die dimensie waar daar engele is wat gestuur word om ons te help, die bonatuurlike dimensie. Mense, dit is waarvan ek julle wil bewus maak. Hy sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. So hy sê, Jesus het gekom, en hy het die sonde veroordeel, hy het die wet van die sonde en dood oorwin. Hy sê, sodat die reg van die wet vervul kon word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar die gees. Jy sien, ons hoef nie net van die geesdimensie te weet nie, ons kan daarin wandel, ons kan daarin lewe, en dit is wat ek vanmôre wil by u tuis bring. Dis waarvan ons moet bewus word, ons is geestelike mense, ons het 'n geesdimensie, ek kan met die Vader enige oomblik praat, en volgende week, en ek weet ek het gesê, ons gaan hierdie week sê, waar sit 'n mens se gees, maar volgende week gaan ons na Johannes 4 toe gaan, en dan gaan ons kyk na daardie wonderlike geesdimensie. Kom ons wandel daarin, kom ons laat die Here ons leer, en dis wat ek ervaar, is dat die Here is besig om my te leer, om nie net op my eie staat te maak, in my eie vermoë, op hierdie wêreld staat te maak nie. Ons maak te veel op hierdie dinge staat wat hier om ons is, maar om bewus te word, dat ons 'n vliegtuig het, ons het vlerke soos arend, en ons kan in die heerlikheid van die Here in sweef, halleluja. Prys sy dierbare naam, gaan my stop, en dan gaan ek saam met u bid, en ek wil vanmôre vir u sê, kom kyk na hierdie geesdimensie, word bewus, hier is 'n dimensie waarin ons met die Here kan praat. U kan vanmôre deel word van hierdie geesdimensie. Kom ons praat vanmôre met die Vader, onsse Vader, wat in die hemel is. Jesus het vir ons kom wys, u is 'n goeie Vader. Ons hoef nie vir u bang te wees nie. Ja, ons vrees u, ons glo in u bo alles. Maar ons kom vanmôre deur die bloed van Jesus met vrymoedigheid, en ons kom praat met u, onsse Vader, wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Hierdie geesdimensie op hierdie aarde wat so boos is, Here, dat Jesus homself sal openbaar deur ons. Want hoe sal hulle weet van hom as hulle hom nie in ons sien nie? Daarom, Here, leer ons om meer in hierdie geesdimensie te wandel, en in die bonatuurlike te beweeg,
Bonatuurlike genesing, bonatuurlike oplossings, bonatuurlike vrymaking in die naam van Jesus. Leer ons om te vlieg. Halleluja. In Jesus naam. Amen. Ek hoop u het verstaan. Ek hoop u het verstaan wat ek vanmôre vir u wil sê. En want hierdie is nie gewone goed nie. Hoekom moet ons daarvan weet? Hoekom moet ons daarvan leer? Want ons is geesdimensie, ons is ewige mense, ons het 'n geesdimensie. Daar is 'n deel van ons wat ons nie verstaan nie, maar ons moet leer hoe om daarin te wandel en hoe om daarin te lewe. En dis hoekom ons hierdie aanbied. Mag die Here u ryklik seën op hierdie dag van die Here. Dis die opstandingsdag, die eerste dag van die week het hy opgestaan. Laat dit vandag weer die eerste dag van die res van jou lewe word, in die naam van Jesus. Amen. Dankie Jan, mooi dag vir julle hoor.